baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. Vandag se video gaan ons Genesis 23 doen. Dood van Sarah en haar begrafnis. Kom ons maak net gans oop toe. Dit is vir die Here vra om vir ons oop te maak wat moet oopgemaak word. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n nuwe geleentheid. Dankie vir 'n nuwe video. Wees asseblief met wie ook al die video kyk, maak vir hulle die boodskap oop. Boet en bewaar en beskerm hulle en trek hulle toe onder die bloed van Jesus. Vandag is Hemelvaartdag, my God, waar Jesus opgevaar het na U toe. En ons is dankbaar dat Hy vir ons die deur oopgemaak het, sodat ons hemel toe kan gaan. Nogmaals dankie vir alles, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay. Dood van Sarah en haar begrafnis. En die lewensdae van Sarah was 127 jaar. Dit was die lewensjare van Sarah. Dus sy was 127 jaar oud toe sy dood gegaan het. En Sarah het gesterwe in Kiriat Arba. Dit is Hebron, in die land Kanaan. En Abraham het gekom om oor Sarah rouklaag en haar te beween. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg en met die seuns van Het gespreek en gesê: Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe. Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê aan hom: Luister na ons, my Heer. U is 'n vors van God onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie. Sal het geweet, Abraham is iemand wat jy nie meer moet sukkel nie. Dit is God se uitverkorene. En jy sukkel met Abraham nie. Vers 7. Toe staan Abraham op en buig hom voor die volk van die land, voor die seuns van Het. En hy het met hulle gespreek en gesê: As julle dit goed vind dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sohar, dat hy aan my gee die spelonk van Magpela wat aan hom behoort, wat aan die end van sy stuk grond lê. Laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit. En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron, die Hetiet, vir Abraham voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het: Nee, my Heer, luister na my. Die stuk grond gee ek aan u, ook die spelonk wat daarin is, dit gee ek aan u. Voor die oë van die seuns van my volk gee ek dit aan u. Begraaf u dode. So hy het natuurlik ook geweet, Abraham is God se uitverkorene. Daarom het Abraham hom voor die volk van die land neergebuig en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die land. Ja, as dit u is, ag luister na my. Ek gee die geld vir die stuk grond, neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe. En Efron het Abraham geantwoord en aan hom gesê: My Heer, luister na my. 'n Stuk land van 400 sikkel silwer. Wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode. So hy wou nie geld gehad het nie. Toe luister Abraham na Efron, en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het, 400 sikkel silwer, gangbaar by die koopman. So het dan die stuk grond van Efron wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond, wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abraham geword, voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad gestaan het, of 'n stad ingegaan het.
Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpela, oostelik van Mamre. Dit is Hebron, in die land Kanaan. Vers 20. So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was. Ek weet eens wat is 'n spelonk nie. Klink soos 'n gleuf, I don't know. As julle weet wat is 'n spelonk, ek kan dit seker gaan Google, nee. Dan moet julle my comment. Die hele hoofstuk gaan oor 'n stuk grond. Ek dink dit gaan oor die begrafnis van Sara. Ek is soos vers 20, so is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan om dit as graf in eiendom te besit. Dit was nou vers Genesis 23. Dit gaan hulle, ek weet dit geskryf het. Ek kan nie onthou wie dit geskryf het nie. Maar ander Bybel by die huis sê wie dit geskryf het. Ek dink dit is 3 mans wat dit geskryf het. Die boek van Moses. Maar ek weet, my ander Bybel sê, Moses het dit geskryf en nog 2 ander mans. Hulle sê die opskrif in die Bybel sê die dood van Sara na haar begrafnis. Maar hierdie hele storie gaan oor 'n stuk grond wat Abraham basically wou gekoop het. En die ou Efron het heeltyd gesê, nee, ek gaan nie geld vat vir dit nie. En toe gee hy dit basically vir Abraham. Shame. Sara, 127 jaar oud. So dit was Genesis 23. Okay, baie dankie dat julle, ek wil nie oorgaan na Genesis 24 toe nie, want ek raak dit mekaar met, Genesis 24 is baie lang. Genesis 24 is baie lang, dit is soos 'n halwe bladsy, 1-2 volle bladsye. Dit is 2,5 bladsy lang. Ek gaan net gaan kyk. I don't like what I'm seeing. Ek het baie lief geword vir Abraham. Ek het regtig baie lief geword vir Abraham. Gister het ek 'n video gemaak oor toe God vir hom gesê het hy moet vir Isak gaan opoffer en dit was vir my baie hartseer. Okay, so ons is nou klaar met Genesis 23. Baie dankie dat julle my gejoin het en die video gekyk het. Julle met 'n mooi dag hê. Tot 'n volgende video.